Here, hoe lekker is dit nie om te weet dat gee nie om wat aangaan in die wêreld daar buite nie. Gee nie om wat aangaan in ons eie lewe nie. Gee nie om wat ons gesien het in die week wat verby is, of wat ons voor bang is in die week wat kom nie. U is by ons, u liefde is konstant. Here, in hierdie oomblikke wil u ons kom ontmoet, dat u vir ons 'n boodskap. Here, ek wil vra dat u ons oop en ontvanklik sal maak, dat u sal spreek, Here, want ons luister graag. Amen. Baie dankie, kan maar sit. Ons is besig met 'n reeks boodskappe oor die einde van die tyd, en ons het nou 'n klomp goed daaroor gepraat rondom die boek 1 Timoteus, Paulus se brief aan die gemeente in Timoteus, waar 'n klomp mense in die gemeente begin doodgaan het, en hulle het verwag dat Jesus gaan terugkom voor enige iemand doodgaan, en toe het hulle begin praat oor wanneer kom Jesus terug, en toe het Paulus met hulle begin gesels daaroor, en ons het 3 boodskappe gehad daaroor, en ek is vanoggend is ons nou klaar met daai gedeelte. En ek het gedink, mens kan nie die boodskapreeks oor die einde, die laaste dae, of die einde van die tyd, of die einde van die wêreld, of hoe jy dit ook al wil stel, kan 'n mens nie afsluit sonder iets oor die boek Openbaring, om iets oor die boek Openbaring te sê nie. So ek gaan vanoggend bely, dat ek die reëls vir preek oortree. Nou, op universiteit het mense 'n vak met die naam van homiletiek. Dis actually 'n naam. Homiletiek is preekkunde. Hoe preek jy, nê? Allerlei dinge. Dit moet poëties wees en dit moet rym, en ek kry dit nogal reg om al die reëls te breek, redelik gereeld. Jy mag nie jou taal meng nie, jy moet suiwer praat, jy moet mooi uitspreek, jy mag nie simpel grappies maak nie, jy moet ernstig wees, jy moet handgebare gebruik, wat die saak ondersteun, om so. In elk geval, ek's 'n mens, ek praat soos 'n mens, as ek daar staan, en of ek hier staan, ek's dieselfde mens. So, vanoggend gaan ons een reël oortree van preek, en dit is, ek gaan nie 'n versie uit die Bybel uit lees, net om te sê ek praat oor die Bybel nie, ek praat oor die hele boek. As jy wil hê ons moet die hele boek eers deurlees, sodat ons daaroor kan praat, kan ons dit doen, julle gaan net 'n hele rukkie hier wees. So ons gaan nie dit doen nie. So ek wil met jou praat oor Openbaring, en waar ek wil begin, is ek wil hê jy moet jouself probeer terugvat in tyd, na toe hierdie brief geskryf is. Johannes is op die eiland Patmos, dis so 'n klein eilandjie net van die kus van Griekeland af, of Italië, daar somewhere. Nou, hoekom is hy daar? Dis soos Robben Eiland, nee, dis soos 'n tronk. Nee, hulle laai, maar by ons is daar 'n actual tronk, in die Bybelse tyd het jy net daar afgelaai en van jou vergeet. Nee, so Johannes is nou daar, en hy is op die eiland, en die rede hoekom hy daar is omdat hy Jesus aanbid, en in Jesus glo, en dit was deel van sy vervolging, en daar sit hy nou, en die Here verskyn aan hom, en hy gee vir hom hierdie brief, en hy sê vir hom, skryf hierdie neer, en gee dit vir die kerk, stuur dit vir die kerk. En hy het dit seker op 'n boot gesmokkel, wat nog mense kom aflaai het, ek weet nie hoe dit by die kerke uitgekom nie, maar dit het. Maar die punt is, hoekom gee die Here vir hulle hierdie brief, in hierdie tyd, op daai stadium? Nou wat gebeur het was, hulle het begin om die Christene te vervolg. Hulle het hulle in hope, het hulle opgehang, in hulle duisende, het hulle rondom die stad, teen die berge, het hulle die Christene opgehang in kruise, hulle het hulle gestenig, hulle het hulle in die arenas gesit, en aan pale vasgemaak, sodat die leeu's hulle kan eet. 'n foto wat ek nie kon kry nie, 'n skildery wat ek nie kon kry nie, maar wat ek weet actually gebeur het, is hulle die Christene aan pale vasgemaak in die strate, en hulle met teer geverf, en as dit donker raak, dan steek hulle aan, dan is hulle die straatligte. En ongeag dat die straatligte 'n bietjie raas, en skree. So, dit is wat met Christene gebeur het. En in hierdie tyd kom die Here, en hy gee vir sy kerk die brief, of die boek Openbaring. En dit word geskryf in kodetaal, nee, dit word soos 'n spy movie geskryf, net die Christene kan dit verstaan. Maar God gee dit vir sy kerk om te sê, daar's 'n fight, nee, dis die agtergrond van die boek, en jy moet dit verstaan as jy die hele Openbaring lees. Daar's 'n fight tussen lig en donker, tussen die duiwel en sy volgelinge, die draak, die dier uit die see, die dier uit die aarde, bla bla bla, al daai goeters, en die kerk, en Christus, en die lam, en die maagd, en al die goeters wat jy in die Bybel kry, rondom hierdie kant. Hierdie kant is Babylon, en die antichrist, hierdie kant is die ruiter op die wit perd, en Jesus, die lam, wat waardig is om die seels van die boek oop te maak, en heilig is, maar daar is hierdie fight aan die gang. En aan die einde, dan wen die Here die fight. Want Jesus het hom klaar aan die kruis gewen.
Nou ek wil vir jou vra, as jy inskryf vir 'n graad en ek sê vir jou ek garandeer jy gaan hom kry, dan gaan jy baie makliker deur die oefening gaan, nê? As jy trou en ek sê vir jou ek garandeer dit gaan net lekker wees, dan gaan jy met 'n smile op die troue staan en nie bang wees nie. Maar soms is 'n mens 'n bietjie bang op die troue want jy weet jy het in jou ma en pa se lewe gesien dit gaan nie altyd goed nie. Of as ek vir jou gesê het jy gaan swanger word en daar gaan geen pyn wees nie, daar gaan nie kraampyne wees nie, niks nie, alles gaan mooi gebeur, jy gaan borsvoed, dit gaan nie teer en seer wees nie, whatever, jy gaan deur die hele ding gaan, die kind gaan nie koliek hê nie, die kind gaan nie kroep hê nie, niks nie, dit gaan lekker. En almal van ons sou alles in die lewe gedoen het. Nou die Here kom in Openbaring en hy kom en hy sê, kom ek vertel jou hoe lyk die einde. Die goeie span wen, nê? Gelukkig het Rassie dit ook gister voor die tyd geweet, nê? Maar dis wat hierdie Openbaring boek vir my en vir jou as Christen en as gelowiges wil kom sê. Die wêreld is te mekaar, dit lyk of die duiwel die basis van alles, dis rof, dis te mekaar, dis vieslik, dis vuil, dis sonde, dis twak en hare. En is hierdie stryd die hele tyd, jou kind gaan skool toe, jou kind word geboelie, hierdie ding gebeur, daai ding gebeur, dit voel of God se kinders swaar kry en die ander mense net vooruit gaan en steel en bedrog en whatever en niemand word ooit toegesluit nie en daar's geen gevolge nie en whatever alles. En die Here kom en hy sê maar hierdie ding is so oud soos tyd. Maar in Openbaring wil ek vir jou wys wie wen die fight. En dis waaroor die hele boek gaan. Nou daar is verskillende verklaringsmoontlikhede en ek wil sommer net vir jou 'n muurkaart wys van een van hierdie verklaringsmoontlikhede. Ek hoop my liggie, werk my liggie. Kan julle hom sien? Ek kan hom sien. Okay, daai skerm is te nice, né? Kom ek verduidelik vir julle wat sien julle. Hierdie is mense wat glo in die letterlike interpretasie van Openbaring. Met ander woorde, soos dit staan, so gaan dit gebeur. So, jy het aan die begin, ekskuus dat ek my rug na jou toe draai sodat julle net kan sien. Jy het aan die begin is dit die boek Openbaring, daar in die middel, daai lang strook daar. Nee, en dan het jy die 7 briewe aan die gemeentes, ensovoorts, en dan gaan hy heeltemal deur tot aan die einde, hoofstuk 21-22, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Maar nou is die probleem, sien julle hierdie goed wat aan die kante gebeur, is Openbaring, is nie die enigste boek wat hier oorskryf. Jesus praat daaroor in Matteus, Paulus praat daaroor in van sy briewe. In die boek Daniël het jy die beeld van daai storie van die beeld wat vergrys word deur die klip wat teen die heuwel afrol, ensovoorts. So jy het daai goeders, al daai goed, praat ons van apokaliptiek, spreuke oor die eindtyd. En dan nou moet jy al daai goed bymekaar sit en jy moet dit probeer inforceer in 'n prentjie, 'n letterlike prentjie. En dit vat 'n bietjie forceer, ek moet eerlik wees en sê, en dis nie hoe dit bedoel was om te wees nie, maar dit gee mense oorsig ten minste van wat gebeur in die boek Openbaring, as jy die moeite of die tyd wil spandeer om elke een van hierdie goed te gaan kyk. So daai is een van die goed, en toe ek as kind groot geword het, was hierdie net in Afrikaans, groot so teen 'n muur met sulke doeke wat hulle so oopgespan het. Daai tyd was daar nie projektors en sulke goeters en skerms soos hierdie nie. En dan verf hulle dit op 'n doek en dan maak hulle dit so oop soos 'n, en dan kom preek hulle hele week en hulle vertel vir jou van die duiwel en die Here en dan gee jou lewe vir die Here want jy's net bang vir daai saak hier onder. Net sien julle hierdie saak hier onder, dis nou die hel. Dis nou waar dit erg raak, nê? En jy was net bang vir hierdie saak, jy wil daar bo eindig, so dan gee jou lewe vir die Here. En ons aanbid nie 'n God van vrees nie. Dit wil ek vir jou sê. Ons aanbid nie 'n God van vrees nie, ons aanbid 'n God van vrede. Die Here wil jou nie in die hemel hê want jy's bang vir die hel nie. Hy wil jou in die hemel hê want hy's lief vir jou en hy hoop jy's lief vir hom. Hy weet dis die beste vir jou en hy wil die beste vir jou hê. Dis hoekom die Here jou in die hemel soek. Dis hoekom Jesus vir die wêreld gesterf het en elkeen moet kies of hulle die geskenk aanvaar. So, wat ek vinnig vir jou wil verwys, is die tipes interpretasie van Openbaring. Daar's 'n historiese interpretasie wat jy sopas gesien het, van die uitstorting van die Heilige Gees tot die einde van die wêreld. Openbaring probeer sê, hoe gaan die wêreld verloop? Wat gaan gebeur? Nou dit maak dit moeilik, want elke keer wanneer die Here nie kom nie, mense voorspel die Here kom, dan moet jy daai tydlyn aanpas. Soos, ons is nou al honderde jare in die tyd van die 7de gemeente. Johannes skryf 7 briewe neer aan 7 gemeentes,
Efesus, Smyrna, Pergamum, Philadelphia, ensovoorts. En die heel laaste een, dink ek, skryf hy aan Laodicea, en toe het iemand op 'n stadium gesê, maar ons is nou in die tydperk van Laodicea, maar dit hou nou al lank aan, want jy kan nou nie teruggaan na die ander 6 toe nie, so jy nou rek jy nou maar hierdie laaste een. Histories is dit moeilik om die Bybel of Openbaring histories te verstaan, want dood eenvoudig, ons is nie God nie, en ons is nie in beheer van die geskiedenis nie. So dis nommer 1, en ek gaan nou vir julle nog redes gee, hoekom dit moeilik is om dit te verstaan. Dan is daar die preteristiese interpretasie, verskriklike vieslike woorde, die gebeure van, dat die Openbaring wys net na die tyd wat die apostels op aarde was. So dis geskryf vir Johannes, en vir Johannes se tyd, en dis klaar. Dan is daar die futuristiese interpretasie, wat sê dit moet nog kom. Alles wat in Openbaring gebeur, gaan gebeur op 'n stadium. Die wegraping gaan gebeur, en dan gaan al hierdie goed so in sequence gebeur. En dan is daar die interpretasie wat ek die meeste van hou, en wat ek die meeste by aanklank vind, maar ook nie heeltemal nie, en dit is simbolies. Met ander woorde, dat Openbaring is in simboliese taal geskryf, om op 'n manier vir my en vir jou iets te laat verstaan, wat ons breine nie kan verstaan nie. Ons verstaan nie hoe lyk die hemel nie, ons verstaan nie hoe werk die hel nie, ons verstaan nie hoe werk 'n wêreld waar tyd en ruimte nie 'n saak is nie, waar jy oral kan wees gelyk, waar tyd nie minute en sekondes is nie, maar waar ons in die ewigheid is, weg van tyd. Ons breine kan dit nie snap nie, so Openbaring probeer iets sê van 'n realiteit wat my en jou brein nie kan verstaan nie. So hy moet beelde gebruik wat ons as mense verstaan. Nou, ekskuus dat dit soos 'n lesing voel, ek sal nie eindelik julle dit beter voel, en alles by mekaar trek. Het jy op skool Afrikaans gehad? Ek was nie baie goed nie. Ek het gedink, wie se Afrikaanse juffrou? Is hier 'n Afrikaanse juffrou vandag? Enigiemand wat Afrikaanse juffrou was op 'n stadium, ek weet my vrou het op 'n stadium Afrikaans gegee vir laerskoolkinders. En maar in die hoërskool, onthou julle, dan haal hulle hierdie gediggies uit, dan het hy 5 of 6 lyntjies. Versreels, dink ek was dit gewees? Nee, 'n stanza en 'n strofe, allerlei goeters. Dan het hy 6, en dan begin die onderwyser, dan vertel sy vir jou wat het hierdie persoon eintlik bedoel met hierdie gediggie. Dan skryf jy notas, elke woord, al die herhaling van die klankies en die dinge, dan dink ek by myself, weet jy wat, juffrou, ek dink hierdie oud in die bad gelê, hy het begin sing, want sy tone het gejuk, en toe het hy hierdie liedjie gesing vir sy dal wat hy mis, en nou kom jy en jy sit al hierdie goed by van die digter het al hierdie goed bedoel en wat in die agtergrond is. So, mens noem daai goed genres, né? Jy het poesie, jy het prosa, jy het al hierdie goeters, jy het autobiografie, jy het fiksie, jy het nie fiksie, al daai goeters, jy lees elkeen op 'n ander manier. As jy byvoorbeeld die storie lees War and Peace, dan weet jy dis net 'n storie. Maar as jy lees 'n boek oor die Tweede Wêreldoorlog, dan weet jy dis nie 'n storie nie, daar's miljoene mense dood. Dis actually die waarheid. Dis net, soms moet jy wonder wie die boek geskryf, want as die Duitsers dit geskryf het, dan was hulle die heroes, en as die Amerikaners die boek geskryf het, dan was hulle die heroes. So selfs geskiedenis het 'n perspektief in terme van wie dit skryf. So Openbaring het 3 genres, 3 tipes literêre genres. Die eerste een is epistolêr. Dis 'n verskriklike woord, dit klink of ek vloek, maar ek doen nie. Dit beteken dis briewe. In Engels is 'n brief aan 'n kerk is 'n epistel. Ek moet dit mooi sê, anders dink julle ek sê 'n geweer of iets anders. Nee, die 7 briewe aan die 7 gemeentes. Nou, wie van julle het nog liefdesbriefies gekry? Nie WhatsApps en SMS'e nie. Liefdesbriefies wat toegevou word, en dan vou hulle vir jou 'n bootjie of 'n vlindertjie of 'n saakie, nee, en dan sit sy haar parfuum op, en dan druk sy lipstifie, kom lompies, het jy so een gekry? Het jy by haar, het Annie dit dan vir jou gedoen? Nee, het jy nog van hulle? Ai, sy is diep seer gemaak, jy kan dit nie herken voor haar nie, jy sê so, en as sy vra waar, dan sê jy, dit is vir my om te weet en vir jou om uit te vind. Is in 'n wild by die bank, toegesluit. Nee, in elk geval, nee, ek spot sommer. Nee, daai briefies, nee, ek het hulle gelees en as die parfuum klaar is, dan vat ek hulle terug vir Charmaine en sê ek, jy moet hulle net gou weer spuit, hulle ruik nie meer soos jy. Nee, nou, as Adrian een van daai briewe vat, wat Charmaine vir my geskryf het, gaan hy iets kan leer oor die liefde? Ja. Gaan hy iets kan leer oor Charmaine se liefde vir my? Ja. Kan hy algemene lesse leer oor die liefde? Yes. Gaan dit
vir hom dieselfde betekenis hê as vir my? Ek hoop nie so. Sien, die briewe in Openbaring is geskryf vir actual mense. Nee, hier kom 'n briefie aan vir Smyrna. Die briefie vir Smyrna is nie vir Laodicea nie, hier's 'n brief vir Efese. Hy's nie, maar nou, Openbaring is een boek. Nou gaan hy na hierdie 7 gemeentes toe. Nou as die boek afgelewer word, dan sê Paulus, Johannes sê, ek kon net een boek skryf, maar aan die inleiding is daar 'n briefie vir elkeen van julle. Lees jou briefie en dan lees jy die res van die boek. En daai brief moet jy lees oor jou. En elkeen van daai briewe is amazing. Dis soos 'n pa, wat net besig is wat regmaak om sy kind pak slaag te gee. Elkeen van daai briewe werk so. Die Here kom en dan sê hy, ek hou daarvan dat jy mooi is en soet is en luister en my liefhet, maar. Maar. Nou het jy dit in die muur geskryf. Nou gaan jou boutjies brand. Jesus kom in die Here kom in elkeen van daai briewe, dan sê hy al die goed wat mooi is van 'n gemeente, en dan sê hy iets soos, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Met ander woorde, jy het my nie meer so lief soos altyd nie. Of Laodicea, dan sê hy, jy's nie voluit vir die Here nie, maar jy's ook nie voluit vir die duiwel nie, jy's hier ergens in die middel, jy's lou, en lou kos is nie lekker nie, nou gaan ek jou uitspoeg. Is nogal serieus opmerkings wat die Here maak. So, jy het hierdie 7 briewe, en dan is daar hierdie profetiese gedeelte, waar hy voorspellings maak oor die toekoms, wat jy net algemene inligting uit kan vat, jy kan nie in die detail vastdraai nie. En dan kom die apokaliptiese deel, wat drake en swanger vroue en lamme en leeu's, en op een plek is die duiwel 'n leeu, en op 'n ander plek is die Here die leeu, en dan, dis 'n ding, ek wens hulle wil 'n movie daaroor maak, ek dink nie hulle kan nie, want hulle verstaan dit nie goed genoeg nie, maar in elk geval, en dan is dit hierdie ding van 'n draak, wat as jy sy kop afkap, dan groei daar nog koppe by, en dit dink klink soos 'n Harry Potter movie, of een of ander saak, en dan besef jy maar, luister, net logies, as ek hierdie goed gelees het op skool, as jy Harry Potter lees, dan dink jy nie, weet jy wat treine vlieg, en allerlei goeters nie, jy weet 'n trein kan nie vlieg nie, en dalk eendag, as Elon Musk sy sin kry, maar hulle gaan nog steeds nie vlieg nie, hulle gaan blykbaar in sulke air tubes wees, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, maar in elk geval, bo my brein. En, so jy besef dat, luister, ergens moet ek hierdie brief respekteer, hierdie boek, Openbaring, moet ek respekteer vir wat hy is. 'n Voorbeeld, dis die enigste gediggie wat ek kan onthou, want is 'n liedjie, ek bring vir jou 'n sonneblom uit Bethlehem, ek gee dit water op Bloemfontein, uit Hannover bring 'n kappertjiesaad uit die tuin van nommer 3 Dalingstraat, Nou as ek dit vir Shamaine in 'n brief skryf, en ek gee, en daar's 'n sonneblom saam met hom, 'n kappertjiesaad, het dit gekom van Bethlehem af? Nee, Blomskuur, die saad, dalk by die ingang van Spar, en maak het saak. Nee, ek het haar lief. Dis simboliese taal. As jou kerel vir jou sê, ek het jou so lief, ek sal vir jou die maan gaan haal, dan sê jy vir my, okay, wys my. Ek het jou so lief, soos die uiteindes van die aarde. Nou vat my na die uiteindes van die aarde toe, jy wil mos, wys my Parys, Frankryk, en dan gaan ons Italië, en dan gaan ons Australië. Ek wil die hele aarde sien, want jy sê, jy het my so lief, ek wil die hele aarde sien, want jy wil dit vir my wys. Mens doen dit nie, dis simboliese taal. Ek mis jou, dit voel of my hart leeg is, dan sal jou vrou reageer met iets soos, of jou man sal reageer met, ja, jou hart is nogal leeg soms. Soms voel dit of, mens doen nie daai nie. Dis simboliese taal, en dis wat Openbaring probeer doen. So as jy dit so begin verstaan, dan kan jy dit optel, en jy kan hierdie groot beelde en prentjies sien, en jy kan vir jouself sê, maar, weet jy, dit maak my nie bang nie. Ek moet vir julle iets vertel, soos genuine, en ek hoop ek het die persoon se toestemming om dit vir jou te vertel. Iemand stuur vir my in die week 'n WhatsApp oor Openbaring, en wat met hulle gebeur het. Hulle het in hulle huis, het was al 2 seuns wat baie stout was, en hulle het nie altyd vir pappa en mamma geluister nie. En toe een aand toe hulle in die bad is, en hulle wil nie uit die bad uitklim nie, en hulle wil nie uit die bad uitklim nie, toe stage hulle die wegraping. Hulle gooi klere oral en bla bla bla, en almal verdwyn. Niemand's in die huis nie. Daar's niemand. Hierdie arme kinders bel tot die dominee, en die dominee sê, oops, dan's ek ook nie weg.
Nee? En van toe af toe luister die kinders vir pa en ma, want hulle was bang die wegraping gebeur regtig. Dis soos daai grappie van die kind wat geld kry vir sweets en toe hy terugkom by die huis, toe het sy ma en pa getrek, nee? Dis nie mooi nie. Nee. So ek en jy, die Here kom nie en hy wil nie openbaring hê, moet op so 'n manier gebruik word nie. Die Here kom en hy sê, ek wil vir jou openbaring gee as 'n troosbrief. 'n Brief om vir jou te sê, luister, die wêreld is 'n vieslike plek. Die aarde waarop jy leef, voel dit of jy konstant besig om te verloor. Jy wen iets en dan verloor jy iets. En dan gaan iets reg en dan gaan iets verkeerd. En dan gaan iets reg en dan gaan iets verkeerd. En dan kom jou kind 5 tree vorentoe, dan stamp iets jou kind en dan stap hulle weer 3 tree terug. En dan kry jy dan dink jy by jouself, maar why? Ek praat die ander dag met 'n boer, hy sê, dis my eerste jaar wat ek great oes het en kyk wat doen die rand nou. Nou stuur ek dit oor see, nou kry ek nie die pryse wat ek kon gekry het nie, want nou is die rand okay. Dan dink ek, okay, vir jou is dit sleg, want jy voer uit, maar vir die ou wat invoer is dit goed. Ek sê, dit hang af wat, die aarde is 'n de mekaar plek. En dis stikkend, en is seer, en is hartseer. Op hierdie oomblik, lê daar mense in die hospitaal, ek was, somewhere in die week was ek in die hospitaal gewees, toe sê hulle vir my, maar die ICU is vol. Ons het nie genoeg plek nie, ons het nie genoeg beddens nie, nou moet ons begin om die mense wat nie so erg is nie, na gewone sale toe te skuif, sodat die mense wat regtig erg is, hier kan lê. En jy besef, dis iemand se pa, dis iemand se ma, dis iemand se boetie, dis iemand se sussie, die wêreld is seer en stikkend. En die Here weet dit, en dan gee hy vir hom my en vir jou boek soos Openbaring, en hy sê, moenie bang wees om hierdie boek te lees nie, lees dit as 'n brief wat vir jou sê, ek het jou oneindig lief, en die einde is vas. Dis klaar geskryf. Hou aan God vas en jy sal oorwin. Al voel dit nie so nie. Al lyk dit nie so nie. So hier is 'n oorsig oor die boek Openbaring en ek sal hierdie een in die volgende slide sal ek saam met die video vir julle stuur, want dit gaan jou help om die boek te verstaan. Sodat as jy die groot prentjie sien van waaroor gaan die hele boek, dan kan jy verstaan, okay, dit gebeur en dan sit hierdie en dan sit daai. Maar as jy nou gaan en daai goed letterlik, hierdie moet eerste gebeur, daai goed moet tweede gebeur, daai goed moet derde gebeur, soos 144,000 mense wat hemel toe gaan, dan mors ons tyd. Kom ons gaan leef in Sodom en Gomorra, want dan is die hemel al vol, né? Dis simbolies. En ek gaan nou vir jou, hierna gaan ek vir jou 'n paar goed vertel oor die getalle in Openbaring. En dit het my wêreld geskuif. Ek het dit gelukkig die voorreg gehad om dit te leer en te hoor as 'n kind. En weet julle, ek kry die ander dag dit in my ou vertaling Bybel, waar ek dit neergeskryf het en toe gaan tik het op 'n regte tikmasjien met 'n lint. En as jy 'n fout maak, gebruik jy Tipp-Ex, nê? Die helfte van julle weet nie waarvan ek praat nie. 'n regte tikmasjien, wat's dit? Daai ding wat jy in die paantjieswinkel sien, nê? Wat's 'n paantjieswinkel? Okay, sorry. Yes. In elk geval. So, daar's Openbaring. Hy begin met Johannes wat op Patmos is en hy kry 'n visioen en die Here sê vir hom, skryf hierdie brief neer. Dan het hy die 7 briewe aan die 7 gemeentes. Dan is daar 'n visioen, is beautiful, van hoe lyk dit in die hemel? Hoe lyk dit as jy voor God se troon staan? Dis aan die een kant super beautiful, aan die ander kant angswekkend, want jy besef, jy's vuil en vol sonde. En dan is daar 'n boekrol met 7 seels, wat net die lam kan oopmaak, en dan is daar ruiters, en the 4 horsemen of the apocalypse, wat hulle nou, magician movies oor maak, en allerlei goeders. Dan is daar trompette wat blaas, en boekrolle, en wees, en diere, en 'n vrou met 'n kind, wat gejaag word deur 'n dier, en dan is daar 7 koppe, en 'n anti-kris. En party mense sê Mandela was die anti-kris, en ander mense sê Keiser Nero was die anti-kris, en ander mense sê Trump is die anti-kris, tot Elon Musk was die anti-kris. Maar in elk geval, ek gaan nou vir julle verduidelik hoe hulle daarby uitkom. En dan is daar die 144,000 wat saam met Jesus op die berg is en sien hoe die oorwinning begin gebeur. En dan is daar 'n lied van Moses en dan blablabla, en so gaan dit aan. Dan gebeur Babylon, die val van Babylon, die versinne beelding van die sondige wêreld. En dan sal jy die fight in 'n dal met die naam van Armageddon. Is 'n vallei. En dan sê hulle die bloed sal so diep wees soos die perde se tooms. Nou ek wil vir jou sê daai vallei het uitlope, nê, want daar gaan riviere deur en paaie en whatever. Vir dit om so aanhou dat die bloed so baie is, gaan die hele aarde vol so baie bloed moet wees, sodat daai vallei konstant soveel bloed in het. Dis net 'n beeld om te sê dit gaan
Dis 'n bloedbad wanneer God sê, ek skuif, daar's die slegte mense, daar's die goeie mense. En dan is dit die nuwe Jerusalem. En dan gee jy mates vir die nuwe Jerusalem. Dan as jy dit gaan uitmeet, dan kom jy agter, luister, ons gaan redelik styf ingepak wees in die hemel. Dis alles simbolies. Alles simbolies, al hierdie goed. So, ek wil vir jou iets gee wat my wêreld verander. En dit is wat gebeur met die getalle in Openbaring. En in die Bybel. Baie van die getalle in die Bybel oor die algemeen is partykeer letterlik, iemand het soveel jaar geleef. Maar ander kere is dit simbolies. Soos die getal 40. Was die Israeliete letterlik 40 jaar in die woestyn? Ons weet nie, niemand het dit actually gaan tel nie. Dis net 'n nommer. Om iets van my en vir jou te sê. So nommer 1, en dit gaan ek vir jou stuur hierdie. Dit het ek agter in my Bybel, sodat ek die heeltyd kan, as ek 'n getal in die Bybel sien, dan sê ek vir myself, okay, kom ons kyk net hoe, as dit simbolies is, wat kan dit beteken? 1 is die getal van eenheid, dis die getal van God, dis die getal van die kerk. God en sy kerk wat een is. Unity. 2 is die getal van verhoudinge. God begin die aarde en hy sê, ek as God wil in verhouding wees met die mens. Ek as God maak die man vir die vrou. Verhoudings. Dis waarvoor ons daar is. Toe Noag in die ark moes ingaan, toe moet die diere ingaan, 2-2. Nee, sodat daar nog diere kan wees. Dan is daar 3, die getal van die goddelike wese, die getal van die 3 eenheid. God bestaan uit Vader, Seun en Heilige Gees. Die mens bestaan uit gees, siel en liggaam. Daarom dra ons die beeld van God. So, dis waarvoor die getal 3 is. 4 is die getal van die aarde, of van die natuur. Daar's 4 seisoene, daar's 4 hoofwindrigtings. Dan is 5 is die getal van deling. Nee, die Here kom en hy sê, lig jou handjie op, ek het 5 vingertjies en 5 toontjies. Toe Jesus die brood moes verdeel, 5 broodjies het hy verdeel. Nee? 2 visse. Hoekom 5 brode en 2 visse? Want Jesus kom en hy sê, uit my verhouding met jou, visse, 2 visse, sorg ek vir jou. En hoeveel moet ons verdeel? 5 broodjies, want dis hoe ek indeel, 5, nee? Ons weet, dis nie net, daar sal regtig 5 brode en 2 visse, maar God kom en hy sê, dit gebeur op 'n ander vlak ook. 6 is die getal van onvolledigheid. Nee, dis die duiwelse getal. 7 is die getal van volmaaktheid. Nou, hoekom is dit die getal van volmaaktheid of die getal van God? Want die 3 eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, is God oor noord, oos, suid en wes. Is God oor somer, lente, herfs en winter. God is God oor die heelal. 3 plus 4, dis hoe jy 7 kry. Hoe kry jy 6? 3 plus 3. Die duiwel probeer, maar hy gaan nooit God wees nie. 8 is die getal van 'n nuwe begin. God maak die aarde op vir 6 dae, 7de dag rus hy, die 8ste dag druk hy die startknopie en hy sê, right, hier gaan die aarde nou. Nee? Jesus is gekruisig, hy is begrawe, wanneer staan hy op? Op die Sondag, die 8ste dag. Dis die getal van die nuwe begin. 10 is die getal van volledigheid. Hoeveel tone het jy as jy al jou tone en al jou vingers het? 2 handjies, 5 en 5. 2 voetjies, 5 en 5. Wat is die eerste ding as jy jou kind uit jou ma se maagie uitkom wat jy check? Jy hoor, jy klap hom op die bout en jy hoor, hy haal asem en dan kyk jy al sy tone en al sy vingers. Nee, en dan kyk jy wat's tussen die bene. Nee, dis nie altyd in daai volgorde nie, maar dis wat die Here kom doen. Hy sê 10 is die getal van volledigheid. En julle moet dit onthou. 12 is die getal van die ewigheid of van regerings. Hoeveel stamme was daar in die Ou Testament? 12. Hoeveel disippels was daar? 12. Toevallig? Nee. God doen niks toevallig nie. En dit moet jy verstaan. Want skielik in Openbaring is daar die getal 24. Daar's 24 ouderlinge om die troon. 24 mense, ouderlinge, leiers van die kerk. 24 mense wat die kerk verteenwoordig. Beteken dit, as jy vandag 'n kerk het, en hy het nie 24 ouderlinge, dan is jy nie van die Here nie. Nee, hoe kry jy 24? 12 plus 12. Almal uit die Ou Testament wat God in gees en in waarheid aanbid het, die ou Israel, gaan in die hemel wees. Almal uit die Nuwe Testament wat nie gebore Jode is nie, wat nie besny is nie, wat God leer ken het as gevolg van die werk van Jesus en die disippels, nee,
die ou Israel, die nuwe Israel. Al daai mense saam is in die hemel as God se kinders, God se volk. Daarom is daar 24 ouderlinge om die troon. Dis nie letterlik 24 nie, hulle is verteenwoordigers van 12 stamme en 12 disippels. Die getal 40, Openbaring en reg deur die Bybel word oor en oor gebruik, dis die getal van beproewing. Die Israel was 40 jaar in die woestyn, Jesus was 40 dae in die woestyn. En was dit regtige woestyn? Ek en jy dink woestyn, dan dink ons Sahara woestyn. Die Bybel se letterlike vertaling is wildernis. En as jy soontoe gaan, dan lyk dit meer soos klipkoppe, met fyn klippies. Nee, ja, daar's areas waar dit so bietjie sanderig is, maar dis nie woestyn soos ek en jy in ons koppe woestyn ken nie, dis net 'n woord. En dan 666 is die getal van die anti-kris. Nee, 666. En onthou julle die eerste keer toe daar barcodes uitgekom het op kos? Toe almal gesê, kan nie meer die kos koop nie, want kyk hoeveel 6 is in daai barcode. Nee, is die anti-kris se kos hier. Of hulle sê hulle gaan chips in jou arm of in jou hand inbou. Of op jou voorkop sit. Sodat jou kredietkaart wat almal steel en jou pin vat en dan gaan koop hy goedjies vir hom op jou kaart, lekker, sodat dit nie meer kan gebeur nie, want dit is gekoppel aan jou. En dan sê ons, nee, maar jy kan nie daai chip kry nie, want dit is die merk van die dier. Want Openbaring sê, die merk van die dier sal op jou voorkop kom, en dit sal op jou hand kom. Hoekom sê God op jou voorkop en op jou hand? Aan jou gedagtes en aan jou dade sal daar geken word, is jy 'n kind van God, of is jy 'n kind van die duiwel. Dis nie letterlik nie, dis figuurlik. 666, hoekom sê mense soms die getal 666 is Nero of Mandela of wat ook al, want die alfabet van lande het numeriese waarde, daar's letters, nommers gekoppel aan die letters, ek weet nie hoe kry hulle dit met Afrikaans of Engels reg nie, ek weet Hebreëus en Grieks het dit, ensovoorts, jou ouer tale, en dan kom hulle en sê hulle, maar as jy hierdie letters vat en hulle numeriese waarde, dan is 666 is Nero, of dis die, of dis daai. 666 is net 'n getal wat sê, 666 is nooit 777. Ek meen, as party mense wat in Las Vegas nie eens weet, as hulle 777 op daai armpie kry, dat dit verwys na God nie. Dis net vir hulle, ding, 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 ding. Verstaan, 777 is nommers. 666 is nommers. Dit sê net God is groter as die duiwel. God is volmaak, God is die Here oor alles. Die duiwel traai, maar hy's 'n pretender. In die Bybel, in die Openbaring praat hy van 'n 1000-jarige vrederyk. Hoe kom jy by die getalle 1000? 10 maal 10 maal 10. Absolute volledigheid, absolute perfeksie, absolute sondelose volmaaktheid. God geseënde realiteit, soos die paradys waarin Adam en Eva ingebly het. Dis wat dit probeer sê, dit gaan nie oor dis letterlik 1000 jaar nie. 144.000, die getal van die Christene, die getal van die gelowiges. Dit is simbolies, 12 maal 12 maal 1000. Almal wat God geken het uit die Ou Testament, almal wat God leer ken het sedert Jesus op aarde was. Daarom kan 144.000 enige getal wees tot Jesus kom, want dis die volledigheid van al die gelowiges. Dis nie 'n letterlike getal nie. En ek hoop hierdie help jou. Maar ultimately wil die hele boek Openbaring vir jou kom sê, jy's gemaak vir oorwinning in hierdie lewe. Maar as jy dit nie smaak hier nie, as die lewe jou stamp en stamp en stamp, dan moet jy besef, maar jou eintlike oorwinning as gelowige wag vir jou wanneer Jesus ons kom haal. En of ons kom haal op die wolke, en of hy ons kom haal met 'n wegraping, en hy vir ons kom haal deur Sodom en Gomorra te herhaal, en of hy ons kom haal deur Noag en die ark se storie te herhaal, en of hy ons kom haal deur 'n oorlog wat gebeur, of hoe dit ook al gebeur, en of hy ons net kom haal terwyl ek slaap, of terwyl ek in die ICU lê, of terwyl ek kanker het, of wat ook al, en of ongeag hoe ek by die hemel uitkom. As ek doodgaan, as hierdie aarde eindig, dan is ek by God, en ek leef in ewige oorwinning. So op hierdie aarde gaan dit voel of ek small oorwinnings het, maar ultimately, is my einde is gewaarborg. En die ou wat nie in die Here glo nie, en lyk of hy die huge oorwinnings het, ja, ek lees die ander dag, dis vir my die tragiesste ding.
Een van die ouens wat korrupsie gepleeg het met daai hospitaal korrupsiesaak, het vir mekaar gekoop wat 24 miljoen rand kos. Een kar. Nee, een kar, 24 miljoen, ek verstaan nie hoe jy dit op kar kan spandeer nie, maar in elk geval, en ek dink aan myself, hoeveel operasies, hoeveel medisyne, hoeveel hospitaal toerusting, hoeveel wat by daai hospitaal gekoop moes geword het, sodat mense kan leef en bly leef. Hoeveel van daai het jy gesteel? Jy het letterlik daai geld gesteel en mense is dood as gevolg daarvan. En die Here kom en hy sê in so 'n wêreld waar jy so kwaad wil word oor wat besig is om te gebeur, kom die Here en hy sê, maar imagine daai eerste Christene. Jy staan in die oggend op en jou pa en jou ma is aan 'n paal vasgemaak en hulle word vandag geëet in 'n arena. Jy word by 'n kraans afgegooi. Jy word met klippe doodgegooi. Dis nie net nuus in die koerant nie, dit gebeur met jou, aan jou lyf. As jy wil kerk hou, dan gaan kruip jy weg in grotte om kerk te hou. Die Here kom en hy sê in daai wêreld, wat baie erger is hierdie realiteit wat ek en jy leef, kom hy en hy sê, jou einde is gewaarborg, en daarin moet ons hoop vind. En dis hoekom Openbaring bestaan, en dis hoekom jy dit kan lees, selfs al klink dit scary, en verstaan jy dit nie, lees dit soos 'n storie, kyk dit soos 'n movie, waar jy weet, die einde in die ou dae, het ons gesê, iets is 'n Disney movie, jy kan dit nie meer sê. As jy gesê het, iets is 'n Disney movie, dan het jy gesê, alles gebeur op die einde, alles werk uit, alles is mooi, alles is reg, alles is goed, alles is netjies, alles het 'n mooi strikkie om, en dis goed. Nou kan jy nie eens vir jou kind Disney movies wys nie, want dit is te mekaar, tot die karakters in die stories weet nou nie wie hulle is nie, en wat hulle is nie, en hoe hulle gebore is nie. So ek gaan nie eens verder daaroor praat nie. En dis die punt, in hierdie stikkende wêreld kom die Here en hy sê, ons moet ophou om vir mekaar te sê, môre sal beter wees. Ons moet eintlik amper, as jy dit nie reg verstaan nie, ophou sê, God het 'n plan met alles. Ons moet eintlik net vir mekaar sê, alles sal op die ou einde uitwerk. Romeine 8 vers 28. God sal alles ten goeie laat meewerk vir sy kinders. As jou pa vir jou gesê het, luister, en ek gaan met hierdie beeld afsluit. As jou pa vir jou gesê het, okay, jy het een van twee keuses. Dis nog in die dae van lyfstraf. Deesdae is dit blykbaar onwettig, hoewel die Bybel nie sê is onwettig nie. As jou pa vir jou gesê het oor lyfstraf, jy kan kies, elke keer wat ek jou pak slaasou gegee het, kan ons dit neerskryf, en dan net voor jy jou Kerspresent kry, dan slaan ek jou al die pak slaag vir die jaar. Of jy kan dit elke keer kry soos dit gebeur. Watter een sou jy kies? Ek sou gesê het, pa, as pa my lief het, sal pa my nooit slaan nie. En dan sal ek agterkom, maar daai onderhandeling werk nie. Sekere mense het ervaring dat die onderhandeling nie werk. Maar in elk geval, die onderhandeling werk nie. Dan sou ek vir my pa gesê het, okay pa, ek verstaan dat ek soms stout is, en dat pa my moet 'n les leer, en dat pa soms nie van my hou nie. So slaan my maar elke keer as dit gebeur. Nee. Nou die Here kom en hy sê, die lewe is so iets. En ek sê nie, is heeltemal so nie, dis 'n beeld wat ek het gebruik om dit vir my beter te maak. As ek swaar kry in hierdie lewe, is dit soos pak slaag wat ek kry. Soms verdien ek dit, en soms verdien ek dit nie. Soms is dit mense wat dit aan my doen, want hulle is net vieslik. Nee, maar ek kry hierdie goed. En elke keer dan sê ek vir myself, Johan, waar verkies jy jou pak slaag, hier of in die hemel? As ek in die hemel voor die Here staan, wil ek nie hoor, hy moet sê vir my, daar gaan jy nie. Ek ken jou nie, ek het jou nooit geken nie. Ek wil hê die Here moet my met oop arms verwelkom. Maar daai ander ou, wat in die hemel gekom het en gesê, daar is nie 'n God nie, en geleef het asof hy 'n God was nie, en mense gelieg en bedrieg en besteel het, en mense laat doodgaan het, want hy wil 'n 24 miljoen rand kar ry, en ek sê nie, daai ou ken nie die Here nie, en gaan nie in die hemel wees nie, hy kan die Here leer ken, en hy kan sy sondes bly, en al sy skuld terugbetaal. Ek maak, dis 'n voorbeeld. Nee, daai ou, as hy voor die Here gaan staan, en hy het nie sy saak met die Here reggemaak voor hy dood is nie, gaan die Here vir hom sê, right, nou gaan jy jou pak slaag kry, vir die res van tyd. Al die pak slaas wat jy opgebou het. Openbaring is nie 'n boek wat jy moet bang maak nie.
die Here wat die Bybel afsluit met 'n vertelling van oorwinning. Romeine 8, jy is meer as 'n oorwinnaar. Openbaring sê, kom ek wys jou. Jy's in die wenspan. Jy's 'n springbok. Selfs al lyk dit of jou spelers van die veld af is met geel kaarte, jou span wen. Nee, selfs al is die hele wêreld teen jou, jou span wen. Mag die Here ons help om dit te onthou. Om Openbaring te lees sonder vrees. En dit te lees as 'n tale of victory. Want in God is jy 'n oorwinnaar. Selfs oor die krap wat nou in jou lewe aangaan. God gee jou die oorwinning. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir die versekering dat U ons maak vir 'n lewe van meer. Here, en as ons nie daai meer hier op aarde het nie, dan het ons daai meer eendag in die hemel. Maar dit kom, soos daai kind nou sê, jee, eendag kom dit, Here, tot 'n suigeling verstaan, selfs al verstaan jy nie 'n woord wat ek sê nie. Here, dit is so amazing. Here God, help ons om daai perspektief te behou as ons hartseer is of siek is, of as 'n dokter een of ander diagnose uitspreek oor ons, oor iemand wat ons liefhet, of wanneer ons bank sal doen kyk en die goed klop nie, of wanneer ons boeke doen van ons besigheid of ons boerdery en ons weet nie hoe gaan ons al die punte bymekaar bring nie, of wanneer jy jou baas jou inroep en vir jou sê, sorry, ek moet jou laat gaan, of wat ook al gebeur, wanneer al hierdie terugslag en teenstand kom, dat ons sal onthou, ons God oorwin, ultimately. En in hom het ons die oorwinning. Mag ons dit besef. Deur die week wat voorlê met eksamens en toetse vir ons kinders, met ouers wat stres oor jou kind wat jy dink nie genoeg leer nie, met reën en nat paaie en jy bid jou kinders moet veilig kom waar hulle is, of jou man of jou vrou, met 'n wêreld wat seer en stikkend is, en op hierdie stadium het ons laasweek geleer, is daar 56 oorloë in die wêreld aan die gang, aktief. Here, en hier sit ons, en dit reën letterlik seën op ons. Dankie, Here. Mag ons aan U seën in ons lewe vashou en nie vaskyk in die krap nie. En omdat ons dankbaar is vir U seën, wil ons U nou dankie sê met ons tiendes en ons offergawes. Kom ontvang dit, Here, want dit behoort nie aan ons nie. U sê U gee vir ons alles wat ons het, en U soek 'n tiende terug as bewys van ons afhanklikheid en ons dankbaarheid. Ons doen dit nou, Here, in gehoorsaamheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Ongeag hoe die wêreld lyk, of wat aangaan in jou lewe, of wie wat se bedrog pleeg, of wie die G20 bywoon, en wie se banners van die mure afgeruk word. Ongeag dit alles, sê die Here, ek bly God. Ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou goed wees. Ek sien jou raak. Ek gee vir jou my liefde, sê die Here. Ek sal jou goedgesind wees. Ek sorg vir die voorspoed in jou lewe. Verbind jou aan my en ek verbind my aan jou, sê die Here, want ek is jou Vader, 'n volmaakte Vader, nie onvolmaak soos 'n aardse Vader nie, 'n volmaakte hemelse Vader, en ek sal jou seën. Amen.